Hallo vriende, baie welkom by my en my vrou se program. Kom ons groei saam. Met my, Chris? nee man, ek is Chris. Jy's Eldien. Ja, ek is Eldien. Ons wil net saam vir Abba Vader baie dankie sê dat hy vir ons die geleentheid aanbied om iets met iemand te deel. Om hoe om regtig nader aan Vader te beweeg. En nie net dit nie, is hoe om 'n verhouding met ons God te kan hê. Vriende, mag ons elkeen net leer en groei hiervan. So vriende, kom ons groei saam. Hi Chris, jy maak my so musiek. Ek kan nie verstaan nie. Jy's altyd opgeruimd, vrolik, happy. Asof jy 'n increase gekry het en asof dit net so fantasties goed gaan met jou. Ek kan nie verstaan nie, hoe kry jy dit reg? Hoe kry jy dit reg om altyd so vrolik te wees? Ons werk albei vir dieselfde company, ons kry min of meer dieselfde salaris, ons bly min of meer in dieselfde area. Ons ry amper dieselfde tipe karre, ons verdien regtig dieselfde basiese salaris. Ek kan nie verstaan hoe kry jy dit reg om so opgeruimd, vrolik, happy-go-lucky persoon te wees nie. Verduidelik net dit vir my asseblief, want regtig, ek kan dit verstaan nie. Jou vrolikheid gaan my nie meer aan nie. Sjoe, goeiemôre Eldien. Ag, ek is jammer as jy so voel. Maar weet jy wat nee? Ek het dan 'n ander gees in my. Ek weet nie of jy daarvan weet nie, hè? Daai gees is Jesus Christus. Want ek meen, as daai gees in jou is, nee, hoe anders kan ek nie as om vrolik te wees nie, te lewe nie? Want weet jy wat my vader sê vir my nee, wat ek het, moet ek mee vergenoegd wees. Ek weet nie of jy weet wat dit beteken nie. Nee, ek het nie 'n klou nie. Waarvan praat jy? Wat is vergenoegd en hoekom moet ek vergenoegd wees? Ek weet ek werk baie hard hierso in hierdie company en ja, dit lyk of ek raak gesien word nie elke dag as ek in die moeilikheid asof dit my skuld is as ons iets verkeerd gaan. Alles is net my skuld, my skuld, my skuld. Kan regtig nie meer verstaan nie. Waarvan praat jy? Vergenoegd? En wat ek verstaan nie. Verduidelik vir my. Yes, Eldien, ek kan sien jy het baie seer en hartseer in jou lewe. Ek kan sien jy het seer gekry of iemand jou benadeel of iets in daai ding. Weet jy wat nee, ek is ook al oor die hoof gesien vir 'n bevordering. Ek is ook al oor die hoof gesien vir hoor hierso jy kan beter doen of iets in daai lyn. Dit het met my ook gebeur. Ons albei is mense en ja, ons leef in dieselfde plek. Ons gooi dieselfde petrol in, ons ry dieselfde karre, maar weet jy wat nee, my God het vir my gesê, weet jy wat nee, ek het vir jou genoeg gegee om elke dag mee te lewe. Elke dag is genoeg vir my. En weet jy wat nee, wat vir my genoeg is nee, as ek in die oggend wakker word, is dit genoeg vir my, want my God maak my wakker. O, dit is lekker. Jy's vergenoegd. Ek het nie eens geweet daai woord bestaan voor vandag nie. Vergenoegd. As ek winkel toe gaan, moet ek elke sent omdraai om seker te maak ek koop nie te veel goed dat ek nie embarrassed is voor by die til, sodat ek nie genoeg geld het om te betaal vir alles nie. En jy sê ek moet vergenoegd wees. Ek verstaan regtig dit nie, want bedoel, ek kort melk en brood en suiker elke dag. En ek het nie genoeg geld om dit te koop vir elke dag nie. My krag, my boks is op 2 units en weet jy wat kos krag? Krag is alweer op met 30%. Weet jy hoe kan mense leef nie? Weet jy hoe kan mense dit bekostig nie? Vergenoegd. Ek weet nie waarvan praat jy nie. Hoe kan 'n mens vergenoegd wees? Hoe werk vergenoegd? En wat beteken dit? En wat beteken dit vir my? Kan jy vir my verduidelik want ek verstaan regtig nie waarvan jy praat nie. Jaldien, ja, weet jy, ek kan regtig vir jou verduidelik. Maar ek wil jou net 'n vraag vra. Vraag. Ek sê regtig lus vir jou vragies nie. Vertel net vir my wat ek moet doen om happy te wees soos jy. Dit is hoekom ek jou juis 'n vraag wil vra. Jy werk hier saam met my. Jy verdien dieselfde salaris soos jy gesê het soos wat ek verdien. Jy ry
basies dieselfde kar wat ek verdien. Ons stop by al die garages. Ons gooi dieselfde petrol in alle goedjies. Maar weet jy wat? Ek loop nooit met 'n naar gesig rond nie. Waarvoor smaal jy? Ek kan nie verstaan nie. Dit maak nie vir my sin nie. Die lewe druk jou en vir net soos vir my en jy loop die hele tyd met 'n smile op jou gesig rond. So asof dit net een van daai dinge is en jy is maar net happy met dit. Ja, lyk asof jy die kat se snorbaarde is en ek is seker jy is die baas se witbroodjie en as dit increase tyd is dan gaan jy seker die grootste verhoging kry van ons almal want jy loop so smilend rond en alles. Ek kan nie glo jy hoe kry jy dit reg? Ek verduidelik net dit vir my. Moenie met hierdie dinge kom van jou nie. Sê net vir my wat ek moet doen om te voel soos jy. Seldien, dit is net 'n begin. En dit is Jesus Christus van Nasaret. Wie's Jesus? Jy weet mos ek glo nie in Jesus nie. Hoekom bring jy hom die hele tyd op? Wat het hy met my situasie te doen? Hy kan nie vir my meer geld gee en vir my alles gee wat ek graag wil hê nie. Seker mal man. Hi Eldien, weet jy, ek weet nie waar jy skool gegaan het nie. En ek weet nie wat se pad jy geloop het nie. Maar ek kan jou vertel dat Jesus Christus van Nasaret 'n lewende wese is. Nie net 'n lewende wese nie, maar hy lewe in elke een wat glo van hom. Okay, sorry. Ek dink ek is nou besig om 'n bietjie verder te vertel. Maar kan ek jou vra, en wat glo jy? Ek glo in my TV wat ek vanaand gaan kyk en my lekker warm bed waarin ek gaan slaap en my lekker kar waarmee ek ry. Al my goedjies wat ek hier om my het, wat ek kan sien, wat ek kan voel, wat ek kan net bewonder en so trots op is op alles wat ek bymekaar gemaak het ten spyte van my min geldjies. Dis waarin ek glo. So, as ek te reg as ek sê, jy kyk in alles vas wat aardswaarde het. Ja, dink jy nie ek werk daarvoor nie? Dink jy nie ek verdien om daarop oor happy te wees dat ek so hard gewerk het vir alles wat ek het nie? Okay, Eldien, kan ek jou een vraag vra? Ja, wat is jou vraag? Vra, maar moenie weer oor Jesus praat nie. Okay, ek gaan probeer om Jesus hier uit te hou. Maar waar kom jy vandaan? Wat bedoel jy? Ek kom van PE af. Hoe bedoel jy, waar kom ek vandaan? Ek is 'n gewone mens, nes jy kom van PE af. Ja nee, ek weet ons almal kom van ergens af. Maar waar kom jy vandaan? Dink jy nie iemand het jou geskaap nie? Ja, my ma, my pa, dis mos hoekom ek ouers het. Dink jy nie so nie? Natuurlik. Dit is hoekom ons God, wat jy gesê het, ek mag nie meer gebruik nie, die woord nie, maar ons God het dit bestem. Het wat bestem? Om jou ma en jou pa bymekaar te sit. Ja? Om jou te skep. Ja, Of om jou okay. te maak altans. Okay. Ja, ek luister. So, jy kom, soos jy sê, van jou ma en jou pa af, Ja, eintlik. ja. Kan jou ma en jou pa vir jou lewende asem in jou liggaam inblaas? Ja, ek weet hoe werk dit nie. Ek was gebore en ek neem aan die dokter het my op my bout geslaan, soos wat ek altyd op die TV sien en daar het ek asem gehaal. Werk dit nie so nie? Dink jy nie, dit is enige iets te doen met God nie? Ja, nee man, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Hoe kan dit God wees? Okay, kom ek vra jou gou so. Die aarde wat ons oploop, die sterre wat jy sien in die hemel, die bome wat jy sien groei, die reën wat jy sien val. Waar dink jy kom dit vandaan? Ek het geen idee nie, maar al wat ek hoor op die TV is van die Big Bang. Is dit nie dit nie? Ja, nee. Dis is dan asemrowend hoe 'n mens vashou aan iets wat jy op TV kyk en nie regtig jou Bybel lees nie. Want as jy jou Bybel gaan lees, het jy 'n Bybel so baie? Ja, ek dink as ek in my laai gaan krap, gaan ek hom kry. Hy is seker daar iewers. Ek kan nie onthou wat ek hom gekry nie, maar ja, ek dink ek het ene. Ek sal gaan kyk vir hom, maar hoekom vra jy van my Bybel? Ek kan dit nie verstaan nie, wat het
al hierdie goede te doen met my Bybel en met goede. Ons is besig om van die onderwerp af te gaan. Ek het jou gevra, hoekom is jy elke dag so happy? En dit is wat ek wil gou antwoord hê. Nee, al hierdie goedjies van Bybel en jou ma en jou pa en waar kom jy vandaan en die sterretjies in die hemel nie. Vertel my wat ek wil hoor. Aldien, wie wat nie, jy het nie regtig 'n vraag vir my nie. Jy vra my hoekom is ek altyd so gelukkig? Hoekom is ek altyd so happy? Hoekom lyk dit of niks my pla nie? Ja. Glo vir my, daar was dinge wat my pla. Dit is maar lyk net nie 'n so mens. nie. Dit lyk nie so nie. Wel, Dit ek- lyk beslis nie so nie. Nee, dan is ek baie bly daaroor en ja, dat dit nie vir jou so lyk nie. Maar dit is hoekom ek hierdie vraag vra. Jy sê ek mag nie daaroor praat nie of jy wil dit nie hoor nie. Maar daai Bybel wat jy so diep in jou laai weggeberg het, wie het hom vir jou gegee? Ek kan nie onthou nie. Ek het hom seker, ek dink as ek reg onthou het ons hom nog by skool gekry het. Daar was 'n die Gideons het gekom en hulle het kom Bybelsverspreiding doen en hulle het vir elke kind 'n Bybel gegee. Maar ek het nog nooit dit gesien om dit te gebruik nie. Toe hulle dit vir julle gegee het hulle nie gesê hoekom hulle dit vir julle gegee nie. Ja, hulle het seker, maar ek het nie regtig belang gestel nie. Dit was nou nie asof dit nou iets is wat my lewe gaan beïnvloed nie. So ek kan nie onthou wat hulle regtig gesê het hoekom het ek 'n Bybel gekry nie. Maar ek het dit nou maar daar en ek het dit nou maar my laai geberre en elke keer wat ek getrek het, het ek dit nou maar saamgevat. Ek wou dit al weggegee het vir iemand, maar ek het nie geweet vir wie om dit te gee nie. Weet jy, dis eintlik 'n baie goeie ding daai. Jy het nou gesê toe die Gideons vir julle die Bybel gegee het, het jy gedink hoekom gee hulle dit? Hulle het niks gesê of iets in daai lyn nie. Weet jy, ek het vir jou al die antwoorde, maar ek wil met jou 'n stap. Stap. Wat waantoe? Ons is dan nou hier. Ek wil vir jou regtig verduidelik hoekom ek so gelukkig is. Kyk, ek het ook 'n Bybel gekry toe ek klein was. Min wetend het ek hom ook bitter min gelees. Maar weet jy wat nee, ek het ook daarin gelees nee, dat die Here is my herder. Die Here is my herder. Waar kom dit vandaan? Dit staan in die Bybel. Waar? Die Here is my herder. Dit staan in Psalm 23. Die Here is my herder. En weet jy toe okay, wag, ek wil nie daar begin nie. Kan ek jou vra toe jy nou gegroei het en al goedjies en jy is so star 2 of 3. Het jy ooit sonnaskool toe gegaan? Ja, my ma het my daar gaan aflaai so af en toe. Maar ja, ek het eintlik maar my tyd daar gemors. Want ek het regtig gevoel wat maak ek daar? So ek was nie regtig lus om daar te wees nie. So jy het eintlik nie regtig geluister wat daar gepraat was. Nee, ek het my tyd gemors. En in die kerk? Kerk. Ag ja, as ons so af en toe kerk toe gegaan het, dan het ek maar op my ma se skouer aan die slaap geraak en dit is nou maar omdat ek nou moes gaan. Okay, kan ek jou dan iets anders vra? Nou het jy groot geword, jy werk al en al daai dinge. Het jy baie seer gekry in jou lewe? Ek weet nie, ek kan nie onthou nie. Ek moes seker. Jy weet, egskeiding en al daai goede, al daai dinge wat met 'n mens gebeur wanneer jy deur die lewe gaan, want jy weet mos maar almal trou mos maar, almal skei, almal het hulle eie issues, jou man verneek jou, maak nie saak wat nie, almal het issues en almal het sulke goede en ja, dis maar deel van die lewe. En so jy het ook jou werk verloor en Ja, wie het vir jou dit gesê? oneties afbetaal en dan moet jy maar weer gaan krap vir ietsie anders en Ja, maar hoe weet jy? Ek het jou nie dit gesê nie. dis die lewe. Dis Ah. die lewe. En weet jy wat? Daai het met my ook gebeur. Daai het regtig ook met my gebeur. En jy lyk so happy. Weet jy, ek weet jy wil dit nie hoor nie, maar ek het Jesus in my hart. Ek verstaan nie wat dit Jesus met die hele storie uit te waai nie. Weet jy wat? Kan ek jou verduidelik? Het jy tyd? Ek het tyd, ek is nie lus om werk te doen nie. Jy sien, dit is nou presies waar dit inkom. Jy het nie tyd nie. Waarvoor het jy nie tyd nie? Het jy nie tyd vir jouself nie? Of het jy tyd nie vir God nie? Of het jy nie tyd vir die werk nie? Wat se tyd? Wat is jou tyd? Wat vat jou tyd? Nee, al die werk wat so moeilik is en wat ek elke keer oor die moeilikheid kom, dit vat my tyd
en is so baie stres en so baie dinge wat my hier pla en die baas is net nooit tevrede nie. So ek moet maar altyd laat werk waarvoor ek nie betaal word nie. Laat werk en al sulke dinge net om ends meet te maak aan die einde van die maand. Maar jy weet net, ten spyte van die feit dat ek altyd so hard werk en alles, ek sien jou nooit na ure werk en moeite insit en goed en nie, maar tog lyk jy so gelukkig. Maar en die kere wat jy wel moet laat werk, doen jy dit met so sin asof dit net die beste ding onder die son is dat jy moet laat werk en goed te klaar maak en alles. Dis mos nie regverdig nie. Daai smile op jou gesig maak my regtig siek en dan moet ek dink by myself, yes, ek wil ook nou graag by die huis gewees het want ek het ook dinge om by die huis te doen. Maar nou moet ek hier by die werk sit en jy wat hierso sit, jy klink heel happy. Nee, asof niks jou jaag nie, niks maak jou kwaad nie, niks onder die son nie. Is mos nie regverdig nie. Hoe kry jy dit reg? Sê net vir my dit. Eldien, weet jy, ek kan vir jou verduidelik hoe ek dit reg kry. Wat ek doen, wie's my mentor? Regtig, ek het 'n baie groot Ek het 'n baie groot mentor. Mentor? Wat is 'n mentor? Weet jy wat nee, 'n mentor is iemand wat jou leer, wat jou die pad wys en al daai. Hier is iemand hier nie. Maar kan ek asseblief nou net vir jou sê hoe? Nee, ek het dan vir jou gesê. Ek sê maar net die antwoord wat ek wil weet. Okay, maar gaan jy vir my net 'n kans gee om met jou te kan praat oor hoe ek is soos wat ek is? Ja, okay, gaan maar aan, maar regtig nee, maak dit gou want my tyd hardloop uit. Ek wil ook nou na huis toe gaan en ek gaan nie vanaand laat werk nie. Weet jy, dit gaan glad nie gaan oor laat werk nie. Dit gaan om jou mindset reg te kry. Ek wil net terugkom soos wat jy gesê het, jou Bybel wat jy gekry het, lê nog onder in jou laai. Of iets in daai lyn. Jy het 'n Bybel. Weet jy waar kom die Bybel vandaan? Nee, wat ek weet eers waarvoor is hy daar nie. Sjoe. Maar hierdie gaan harde werk wees, maar weet jy wat nee? Met die hulp van die Heilige Gees gaan ek jou regtig kan oortuig dat daardie Bybel wat jy in jou laai wegsteek, die woord van God is. En God openbaar homself in daardie woord. Regtig, maar ek weet regtig eintlik waarvan jy praat nie, want ek ken nie vir God nie en jy praat altyd van God en Jesus en die Heilige Gees. Ek verstaan regtig dit nie. Wat het dit met enigiets te doen? En jy sê altyd vir almal wat lelik is met jou, vrede vir jou. Wat sê dit vir hulle? Vrede vir jou. Wat maak dit saak of hulle vrede het of nie? Hoekom sê jy dit en wat beteken dit? En hoekom maak dit jou bly as mense ongeskik is met jou en kwaai is met jou en alles? Dit lyk nie asof dit jou pla nie. Ja, Eldien, weet jy wat nee? Dis wat ek vir jou sê nie. As jy die vrede en die vreugde van die Heilige Gees in jou het, dan het jy dit nie. En dan maak dit nie vir jou saak wat die wêreld van jou sê nie. Jy lewe na Jesus toe. Ek wil weer terugkom, gaan jy my nou weer gee om te praat? Nee, maar ek wil nou eers weet, ek verstaan nou nie lekker nie. Ek kan nog steeds nie verstaan wat het Jesus te doen met jou glimlag op jou gesig nie. Maar ek probeer nou al die hele tyd vir jou verduidelik. Maar jy gee my nie kans om te praat nie, want jy het soveel aggressiwiteit en goeders in jou. Jy gee my nie beurt om te praat nie. Okay, laat ek jou dan maar 'n beurt gee, maar regtig nee. Ek's regtig nie lus om die hele dag hier te sit nie, so maak dit net vandag. Okay, weet jy wat, nee? Dis maklik. Jesus het jou lief. Ken jy vir Jesus? Nee, ek weet nie eers wie Jesus is. Sjoe. Jy het 'n Bybel in jou laai. My laai ja. Gebruik hom hè. Kan jy my vanaand een guns doen? Gaan haal jou Bybel uit jou laai uit. Nee? Ja. Ek is seker jy kan lees want ek meen. En dan weet jy sonder om na iemand of iets te luister, maak net jou Bybel oop in die begin. Want dan gaan jy lees daar. In die begin het God sy woord begin skryf. En dan gaan jy al klaar daar lees van Jesus. In die begin van die Bybel. Jep, in die begin van die Bybel.
Hoekom moet ek lees van die begin? Wat het dit met my te doen? Want dan sal jy verstaan dat daardie Bybel nie net 'n boek is. Daai is die boek van die lewe. Daai is die boek wat jou rigting gee. Daardie is die boek wat vir jou leiding gee. Daardie is die boek wat vir jou vrede, vreugde en alles gee. Vrede en vreugde. O ja. En is nie daai boek nie, dis wat in daai boek staan. Dis Vader se seun. Het jy gesien hoe dik is hy boek? Ja, nee, ek weet hoe dik is hy. Ek het hom al self 2 keer gelees. Ja, maar vir jy het baie tyd. Dis nie baie tyd nie. Dit gaan net oor om iets regtig te doen en om meer te wil weet. Eldien, jy is 'n baie nuuskierige mens. Ek het dit al agtergekom en jammer as ek nou dit so blaatant sê, jy is baie nuuskierig. As iemand iets van iets sê, wil jy meer daarvan weet. So, weet jy wat? Ek sê nou vir jou, in daardie Bybel is baie waarhede en lewe. Gaan kyk, regtig gaan kyk, ek dare jou gaan kyk. Jy sal nie 'n fout maak nie. Nou kan jy vir my mos nou vra, hoe weet ek dit? Want Jesus Christus, Vader se seun, het vir ons sondes gesterf. Dis hoe ek dit weet. Maar hoe weet jy dit? Ek lees dit in die Bybel. In die Bybel? Maar waar? Gaan lees dit in die Bybel. Ek wil jou regtig uitdaag. Gaan lees jou Bybel, maak jou Bybel oop. Gaan lees Genesis 1 en dan gaan begin jy by dis die evangelies van ons verlosser, ons Here Jesus. Maar in al die Ou Testamentiese Bybel ook of dinge staan daar ook van hoe die profete alreeds verklaar het van hy wat gaan kom om ons te kom red. Hoe het hulle geweet? God. Ek verstaan nie, hoe kan God, jy sê dan God is groot en almagtig en hy het die aarde gemaak en alles, hoe kan hy vir mense dan sê? Want weet jy, deur sy Heilige Gees. Wie is die Heilige Gees? God is drie-enig. Dis Drie-enig. Vader, Seun en Heilige Gees. Ja, en wat het dit met my te maak? Hy is jou redder. My redder. Jep. Sê my gou, glo jy enigstens om iets verkeerd te doen? Ek doen elke dag iets verkeerd vir my lewe. Ek kom genoeg in die moeilikheid dat ek kan weet ek doen dit verkeerd. Okay, en dan voel jy sleg daaroor. Partykeer, as ek er baie raas kry. Okay, so met ander woorde, as jy iets verkeerd gedoen het, kry jy raas. Ja. Anders sou jy nie geweet het jy doen dit verkeerd. Ja, dalk het ek geweet ek doen dit verkeerd, maar Maar jy doen nog steeds. ja, want dit is maklik om dit verkeerd te doen. En dan kom jy weg daarmee soms. Ja, partykeer. Maar mense vind dit nie. Maar ek kom baie keer weg om as ek moet eerlik wees. En dan voel jy glad nie sleg daaroor. Partykeer, maar nie so baie nie. Dit pla my nie eintlik regtig as ek so daaroor moet dink nie. Okay, so kan ek jou ietsie vra? Wanneer jy nou huis toe gaan vanaand, jy het 'n klaar gebad en wat ook al, jy's nou daar in jou bed en jy lê daar. En jy kan nie slaap nie, wat doen jy? Ag, ek kyk TV. Lekker, daar's so baie movies om te kyk op die TV en hoe lekker is dit? En ek raak ek gou in die slaap. Okay. En jy bid glad? Bid. Ja, jy bid glad. Bid. Nee, wanneer moet ek bid? En hoekom? Hoekom moet ek bid? Nee, dis reg. Ag, weet jy wat, Eldien, ek gaan met jou gesels en as ek mag. Ja, ons gesels dan nou. Weet jy, kan ons oor Jesus praat? Luister nou mooi. Ek het vir jou gesê ek wil nie oor Jesus praat nie. Ek ken hom nie. Ek weet nie, dit niks met jou happiness te doen nie. So ek verstaan nie hoekom wil jy daaroor praat nie. Want is Jesus en is hy alleen wat my happy maak. Ek verstaan dit nie. Wat bedoel jy? Kan ek regtig met jou gesels? Luister, die tyd raak min, maar ons kan praat nog so 2-3 minute. Maar ek dink net almal by hierdie plek is al moeg van jou wat oor jou Jesus praat en alles.
En as jy nie gaan ophou daarmee nie, dan gaan ek sommer 'n klagte lê teen jou by ons human resources, want ek kan nie verstaan hoe in 'n werksplek dat jy so kan praat van Jesus en alles sê. Rarig. Dit is nie die plek vir dit nie en niemand waardeer dit nie. Glo my. Niemand. Eish. Ja, Eldien, maar wie wat nie, jy het my die vraag gevra. Jy het my gevra, hoekom is ek so gelukkig en happy altyd? Ons werk by dieselfde plek, maar as ek my God se naam opbring, dan wil hy my aanvat by HR. Maar weet jy wat? Ek is nie bang vir HR nie. Ek is nie bang vir julle dissiplinêre verhore nie. Ek is nie bang nie, want weet jy wat? My God is groter as dit. Kyk Chris, ek het nou nie meer tyd vir al hierdie dinge nie. Ek dink ons vat dit maar soos wat dit kom. Ek dink ek moet jou gaan rapporteer by HR en dan kyk ons maar waar sit jy en waar bring dit jou en alles. Want ek is regtig met lus vir en ek gaan met jou kom praat wanneer ek lus is om met jou te praat. Ek gaan nie vandag verder met jou praat nie. Ek het nie nog tyd vir jou nie. Ek het nie nog lus vir jou nie. Want jou en jou Jesus nie. Want jou glimlag en alles maak my net nog meer seker en alles. Ek is regtig moeg vir dit. So hou jou opinies vir jouself of ek laat jou fire. En ek sal met jou kom praat wanneer ek lus is om weer met jou te praat. Vandag is nie die regte dag om nog verder van jou en jou Jesus te hoor nie. Ek sal maar in my wêreldjie leef en tevrede wees met my dinge soos dit is. En ek sal maar aanhou om so te voel soos wat ek voel, so mislik en te neergedruk en alles. Want regtig, ek is nie meer lus vir jou nie. Ek dink jy met jou en jou Jesus hier van my af verwyder, want ek gaan nie nou verder nog met jou praat nie. I'm done, want jy bied my niks. Hi Eldien. Nee, is reg. Soos jy gevra het, ek sal wegstap. Maar kan ek jou een ding vra, net een ding asseblief? Ja, wat's dit? Lees net jou Bybel. Net die eerste vers in Genesis, asseblief. Ek sal dit gaan lees omdat jy my vra, maar dit is die enigste rede hoekom. Okay, baie dankie. Eldien, kan ek net een ding sê? Ja. Vrede en vreugde vir jou. Shalom.